Goeiemôre Groeipunt gemeente. Vanoggend se Woensdag woord gedeelte wat ons na kyk kom uit Esegiel 37 uit. En in Esegiel 37 praat God met Esegiel en hy vat hom na 'n vallei toe vol droë bene. Nou droë bene sê vir ons dis iets wat al lankal dood is. En hy vra vir hom die vraag, hy sê Esegiel, kan hierdie bene weer lewe? Esegiel sê vir hom, Here, net U weet dit. En God gee vir Esegiel 'n opdrag. Hy sê Esegiel, profeteer oor hierdie bene, praat met hierdie bene en sê vir hulle moet weer begin lewe. En Esegiel doen dit, hy's gehoorsaam. En die volgende wat gebeur is, hierdie bene begin rattle en daar begin 'n liggaam by mekaar kom. En hier begin hierdie bene weer lewe. Ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy in lyn met God se wil praat, en wanneer ons in lyn met God se openbaring praat, bring dit lewe. Esegiel het geen mag gehad daardie oggend om te doen wat hy gedoen het nie. Maar God het dit vir hom gewys deur die feit dat hy gepraat het, dit wat God vir hom gevra het om te praat, en dit gedoen het wat God vir hom gevra het om te doen. Miskien sit jy vanoggend en jou huwelik is dalk in droë bene. Dalk sit jy 'n verhouding met jou kinders is in droë bene. Dalk sit jy by jou werk en is droë bene. Ek wil vanoggend vir jou uitdaag en sê praat die wil van die Here oor jou werk, oor jou huwelik, oor jou gesin, maar nie net praat nie. Doen wat God vir jou sê om te doen. As hy vir jou gesê het vergewe, doen dit. As hy vir jou gesê het begin lewe spreek, doen dit. Maar doen wat God sê. En ek wil vir jou sê ek en jy gaan sien hoe God begin werk in my en jou lewe ook. Hoe die droë bene begin vleis kry en lewe kry. En op die einde van die dag, net soos in Esegiel 37, gevul word met God se gees. Ek wil jou bemoedig vandag en ek wil vir jou uitdaag. Die droë bene is nog nie teken dat alle hoop verby is nie. Dis eers verby wanneer God sê dit is verby. Tot dan, hou aan, hou vas, hou aan glo en hou aan spreek in lyn met God se wil. Bless you, awesome week vir jou en mag jy net God se goedheid en guns beleef. Totsiens.